Nou, jou gunsteling Afrikaanse radiostasie, dis hierdie radiostasie, Pretoria FM, hou op Saterdag die 30ste November 'n vasbytdag. Diegene wat stoere Pretoria FM luisteraars oor die dekades heen is, sal ook weet dat dit van dag 1 af 'n stryd vir ons radiostasie was om op die lug te kom en om op die lug te bly. En ons is nou weer in 'n regstryd gewikkeld, die keer om landwyd te kan uitsaai. En ons twee baase, Willie Spies, die voorsitter van Pretoria FM se direksie, en James Kemp, die stasiebestuurder, gaan mekaar op vasbytdag die stryd aansê, wat as dit ware 'n marathon fondsinsameling vir die regsfonds is. Vanmiddag gesels ons met Willie Spies, hy is hier by my in die ateljee. Willie, goeiemiddag. Middag Anton. Dis nie 'n boksgeveg wat jy en James het nie. Nee, dis 'n werfgeveg. 'n bekgeveg. Willie, kom ons kyk gou-gou, hoe ver strek Pretoria FM se voetspoor tans as ons praat van ons nasionale voetspoor? Wel, ons het natuurlik verskillende voetspore. Ons het 'n digitale voetspoor, die een wat met jou selfoon toepassing loop en met aanlyn radio en met DStv se uitsendings, en dit strek natuurlik landwyd en dit strek tot in Namibië. Die DStv gedeelte. Aanlyn is natuurlik wêreldwyd, maar wanneer ons hier praat oor 'n voetspoor, dan praat ons eintlik van die FM frekwensie voetspoor. Ja. Waar jy nou tipies op jou karradio of op jou huisradio, die draadloos wat daar in die hoek staan, kan luister na ons. Op die oomblik strek dit in oor 4 provinsies natuurlik, hoofsaaklik hier in die noorde van Gauteng rondom Pretoria, dan hier in die oostelike deel van Noordwes, Brits Rustenburg, word bedien deur Radio Magaliesberg, dan daarna Koster, Derby se kant toe is Radio Tafelkop wat daai gedeelte bedien. Ek het nou gehoor, luisteraar, ons liedjie is gestuur deur iemand van Pietersburg. Sy word bedien deur Radio Eysterberg wat daar so tussen Potties en Pietersburg, Mokopane en Pietersburg, Polokwane lê. Dan natuurlik Wolkberg wat daar in die Tsenin omgewing lê. Drakensberg wat daar in die noorde van Natal en so 'n stukkie van die Oos-Vrystaat en 'n stukkie van die Suidoos-Transvaal dek. Dit is breedweg 7 herleistasies in totaal. Nou natuurlik Radio Dagbreek wat daar van Grylingstad se kant af uitsaai, wat 'n groot deel van die Oosrand bereik, wat 'n deel van die Val-driehoek bereik, en natuurlik ook daai Hoëveldgebied, Sekunda, Evander, daai omgewings word almal bereik deur Radio Dagbreek. So ons is redelik wyd hoorbaar in die noordelike dele van die land, maar ons het aansoek gedoen vir lisensies om ook uit te saai in die Suid-Kaap. Ons het aansoek gedoen vir 'n lisensie in die Wes-Kaap, daar in die Swartland omgewing wat tot by Kaapstad of ten minste tot die noordelike voorstede van Kaapstad kan reik. Ons het ook aansoek gedoen in die Vrystaat, in die Oos-Vrystaat vir 'n sender ook in die noorde van die Noord-Kaap provinsie, daar in die Kuruman omgewing. En daar is ons natuurlik in 'n regstryd gewikkel. Ja, ek wil nou jy sê, Willie, want jy sê ons het aansoek gedoen. Jy sê nêrens nog ons het 'n lisensie gekry om daar uit te staan nie. Is dit waaroor die regstryd gaan? Dis deel van die regstryd. En dit is ons veg op die oomblik eintlik op 'n paar fronte met ICASA. In die eerste plek gaan dit oor, hulle het ons aansoeke gediskwalifiseer vir redes van hulle eie. En daaroor is 'n regsproses aan die gang. Die saak is reeds geargumenteer in die hof en ons wag daar vir 'n uitspraak. Dit is wat die uitbreiding van ons voetspoor betref. Daar's 'n tweede faset en dit is 'n meer onrusbarende faset, en dit is herleibaar na 2 jaar gelede toe ons met Prime Media in 'n geveg betrokke was, waar Prime Media ons aangekla het by ICASA en aangevoer het dat ons as gemeenskapsradio eintlik net van een sender af mag uitsaai. Ons mag volgens hulle vertolking dan net van Pretoria se sender af uitsaai en ons mag net Pretoria bedien, en die herleistasies of wat ons as herleistasies bedryf was die argument wat deur Prime Media destyds aangevoer is, dat ons dan eintlik strydig met die regulasies optree wat gemeenskapsradio's reguleer, en dat dit dan onwettig is. Nou dit was 'n baie lekker regsgeveg. Ons het beland voor regter Masipa, wat as voorsitter van die klagtes en nakomingskommissie van ICASA optree. En tydens die tribunaal het regter Masipa in ons guns beslis, en sy het baie pertinent tot die gevolgtrekking gekom, maar Pretoria FM bedien 'n baie spesifieke belange gebaseerde
gemeenskap. Dis nie 'n geografiese gemeenskap wat bedien word nie. Dis 'n belangegebaseerde gemeenskap wat in ons geval Afrikaner mense reg oor die land is. En dan het sy gesê, maar dit maak dan net sin dat die stasie voortgaan met wat hy eintlik al vir 30 jaar doen, want ons bedien letterlik hierdie senders al vir 30 jaar, en dat ons net voortgaan daarmee, en dat die feit dat ICASA destyds die lisensies goedgekeur het, dan nie volgens haar 'n fout was nie, en dat ons optrede wettig was. Op die manier het ons 2 jaar gelede die Prime Media klagte op sy gestoot. ICASA self het om een of ander rede ek wil dit noem 'n tipe van 'n hartsverandering ondergaan die laaste paar jaar, want waar hulle 2 jaar gelede ons eintlik indirek gesteun het toe Prime Media ons aangekla het ICASA self nou 'n punt geopper wat eintlik tot 'n groot mate net 'n alternatiewe weergawe van dieselfde klagte van Prime Media af is, waar hulle weer eens beswaar maak teen die feit dat ons nou vir Pietersburg en Potgietersrus en Brits en Rustenburg en al hierdie herleistasies bedien en sê jy kan nie dieselfde programme by al hierdie senders uitsaai nie. Dis die wese van die klagte wat ons nou van ICASA af ontvang het, en dit gaan ongelukkig ook in 'n regstryd ontaard. Kan ons gou kyk na die positiewe en die slegste moontlike uitkoms in hierdie regstryd, en watter rol kan ons luisteraars hierin speel? Wel, die een baie belangrike ding in ons land, en dit het ek nou uit hoofde van my werk as 'n prokureur en spesifieke prokureur wat op burgerregte konsentreer en burgerregte organisasies soos AfriForum met hulle regswerk help. Daai les het ek geleer is dat jy in Suid-Afrika funksioneer in 'n omgewing waar die regering dikwels vyandig staan teenoor jou. So jy moet gewoond wees daaraan dat die pad vir jou nie maklik gemaak gaan word wat enigiets betref nie. Nou jy kan of in sak en as gaan sit en huil daaroor en alles handdoek ingooi en alles oorboord gooi, of jy kan sê, weet jy wat, ek gaan myself versterk, ek gaan myself pantser en ek gaan 'n arsenaal van fondse opbou wat my in staat stel om litigasie te voer tot in elke denkbare hof wat daar gevoer moet word. Want litigasie is 'n baie interessante ding. Al wen 'n mens nie elke hofsaak nie, is elke hofsaak wat 'n mens aanpak om jou saak gestel te kry, is 'n geleentheid waar jou saak beter verstaan word, waar hy beter uitgedra word. En dan gebeur dit baie keer dat jy die hofsaak verloor, maar die uiteindelike stryd wen. Ons het dit oor en oor gesien. Pretoria FM was in sy eerste 30 jaar van bestaan 10 keer in howe gewees. Van daai 10 keer was net 3 sake suksesvol gewees. 3 wenne, 7 verlore uit 10. Maar ons saai nog steeds uit en ons saai weier uit as wat toe ons begin het. Wat sê dit vir my? Dit sê dat 'n mens jou saak moet bly stel. Dit sê dat jy jouself moet staal deur middel van 'n sterk regsfonds en dat jy dan eenvoudig met die beste moontlike regspan jou saak moet gaan stel, die howe oortuig. As jy nie in die Hooggeregshof slaag nie, moet jy na die Appelhof toe gaan. As jy nie in die Appelhof slaag nie, na die Konstitusionele Hof toe. En as jy daar nie slaag nie, moet jy met politieke onderhandeling en politieke druk uiteindelik kry wat jy moet kry. Ons is hier om te bly, ons is nie hier om sommer maar net agteroor te val en te sê jammer dat ons hier is nie. Ons gaan onsself handhaaf en ons sal ons posisie verstewig en bestendig, maar dit verg ongelukkig 'n baie sterk regsfonds. Ons byt vas en ons hou vas by dag. Ons het 'n marathon fondsinsameling op hierdie vas by dag die 30ste November. Is jy reg vir die kompetisie, Willie? Ek's reg vir die kompetisie. Ek is bietjie bekommerd. My ou vriend James het baie charme en hy is baie gewild as 'n persoon wat self hier uitgesaai het. So ek is baie nuuskierig om te sien wie gaan my ondersteun, wie gaan hom ondersteun. Maar die goeie nuus is ongeag of jy my ondersteun of vir James ondersteun, jy ondersteun die radio en jy ondersteun ons regsfonds en jy ondersteun hierdie groot geveg wat vir ons voorlê, wat ons gaan wen, of as ons nie nou wen nie, sal ons dit later wen. En dis nie net 'n ding wat oor die telefoon gebeur nie. Ons luisteraars is natuurlik ook almal welkom hier by ons kantoor hier reg langs Loftus Versveld by Loftus Park. Ons hou 'n lekker oop dag ook hier. Dit gaan lekker wees. Mense wil baie keer sien hoe lyk dit hierso by die radio? Hoe lyk die ateljee? Hoe lyk dit wanneer Anton en Elsa hier sit en lekker lag en grappies maak en gesels en musiek maak? Jy kan dit daai dag sien, want ons gaan uitsaai. Ons is reg deur die dag met uitsendings besig. Jy gaan 'n verskeidenheid van ons aanbieders daai dag uitsaai.
En luisteraars kan kom inloer. Ek gaan nou nie op die lig klim nie, maar jy kan kom loer. Hier's 'n lekker venster om deur te loer. En jy kan 'n koppie koffie kom drink, 'n lekker koeldrankie kom drink of 'n worsbroodjie saam eet, saam kuier en miskien dalk 'n ou langspeelplaat optel wat jy nog altyd na gesoek het om kom koop. Ons is besig om ons langspeelplaatversameling ook uit te verkoop. Nou, hoe kan luisteraars finansiëel 'n verskil maak, Willie? Ek dink die beste manier is met 'n debietorder. 'n Debietorder is 'n wonderlike ding. Dis 'n klein bedragie elke maand. Jy voel dit nie, want dis 'n klein bedragie elke maand. Maar 10,000 klein bedragies elke maand is 10,000 klein bedragies elke maand vermenigvuldig met 'n jaar of met 2 of met 3 jaar is 'n aardige bedrag wat opgebou kan word en wat 'n vermoë skep om dinge mee te doen. So dis die heel beste manier. Die eerste prys is aktiveer 'n debietorder. Ons sal jou bel. Ons is ingerig om debietorders te aktiveer hier in die kantoor en ons is ingerig om jou te diens telefonies soos wat ons die gesprek voer sal ons dit met jou aktiveer en maak seker dat jy met ons in gesprek is en dat dit ons is wat jou bel en dan aktiveer ons dit vir jou. As jy voel dat jy nie 'n debietorder het of elke maand wil bydra nie of as jy sommer 'n groot bydrae wil maak of 'n nalatenskap, 'n erflating of wat ook al wil neersit, dan kan jy met ons in gesprek tree en dan tref ons daar rondom reëlings. Maar die eerste, beste, maklikste manier wat vir die meeste mense aanvaarbaar is 'n debietorder wat gereeld afgaan en waarmee jy seker maak dat jy oor 'n lang tydperk jou ondersteuning gee. Willie, baie dankie dat jy vanmiddag kom saamgesels het. Dit is so lekker om met jou te gesels en ek dink jy moet vir Mike Tyson verkeerd bewys dat die ouer garde kan ook nog steeds Hey, ek is nie ouer garde nie. James is 'n bietjie jonger as jy. Daarom so 'n bietjie. Net 'n klein bietjie. Willie, so lekker om met jou te gesels. 'n Heerlike dag verder. Dis 'n voorreg. Dankie Anton. Middag. Dit is Willie Spies, hy is die voorsitter van die Pretoria FM direksie. Onthou, ons vasbytdag is Saterdag 30 November en jy is baie welkom hier by ons kantoor. Dit is by Loftus Park en ons sal vir jou hierso verwelkom met 'n lekker koppie koffie, ietsie te eet en soos Willie nou ook genoem het, 'n paar langspeelplate ook te koop.